aan boord is vanoggend. Goeiemôre. Hoe lyk dit? Dis die 17de April Vrydagoggend en ek moet elke keer regs kyk om te kyk wat die datum is, want ek is so besig met kode dat ek, jy weet, ek verloor fokus man. En Debbie raak sommer vies met my as ek so fokus verloor, maar dit is net so, ek is heeltemal gekonsentreerd om vandag klaar te maak. So kom ons kyk wie kom op. Nie dat 'n ou heeltemal gaan klaar wees nie, want daar's nuwe toernooie en sulke goed wat kom, maar jy kom by die punt waar jy ten minste die toep kan lanseer. En dit is waar ons is vandag, prys die Here man. Dit was 'n harde pad om hier te kom, maar ek het nog toetse om te doen. So ek wil net klaar maak, en as ek klaar gemaak het, dan ek plan my oom en weer vanoggend, en ek was klaar deur die shower. As ek klaar die toetse gedoen het, dan, maar nie wat sê jy, so as ek klaar die toetse gedoen het vanoggend, in ander woorde, die toep moet oopmaak in Namibië, die toep moet oopmaak in die Arabiese Emirate, en dan ook hier in Suid-Afrika. Hy maak hier oop, hier by my en so aan. Hier maak hy oop, geen probleem nie. Is net dat hy moet oopmaak in 'n ander land. En dan is ons jets. So, hopelik voor 12 uur, ek sal het weer net noem op die video. Hopelik voor 12 uur, dan moet julle maar uitkyk. Nee, en dan versprei dit onder mense waarvan wie julle ken, wat lief is vir rugby. Pieter, wat sê jy? As jy lief is vir rugby, nee, dan het ek nou hier vir jou 'n ding gebou wat skrik vir niks, papa. Want ek hier vir jou 'n ding gebou wat jou absoluut aan die gang gaan hou wat sport aanbetref, wat rugby, en ek praat van internasionaal, en sewes. Internasionale rugby, sewes is ook internasionaal. Mans en vrouens. Julle sal sien, hierdie toep het nou 6,5 maande gevat. 6,5 maande en 2 dae. Maar ek is 1% van klaar af. Ek is letterlik nou 1% van klaar af. It's amazing hoe hierdie ding werk, jy weet. Maar in elk geval, dis dieselfde met die Federale Alliansie. So baie welkom hierso by, ek vat net nog 'n slukkie koffie, maar net om die keel aan die gang te kry. So baie welkom hierso by ons Federale Alliansie video. Ons gaan aan met die konstitusie. Ons is so halfpad op hierdie stadium. Nou ek kry 'n boodskap van 'n ou wat sê, jy weet, hierdie ding sal nie werk nie, en dis eintlik net 'n grap, en hy gee hele relaas van hoekom dinge vir hom nie gaan lyk nie, en hy gaan vir my nou 'n video maak van hoe hy vir my antwoord. Want ek het vir hom gesê, gee jy nou vir my die regte plan? Lyk soos Elmo wat opgekom het daarso. Gee jy nou vir my die regte plan? Dan sê jy vir my hoe dit gaan werk. Jy sien? Maar hierdie tipe ouens wat hierso van die kante ewe skielik inkom, ek sien dit as vyandelik, heeltemal. Hoekom sien ek dit as vyandelik? Want hulle was nie daar van die begin af nie. Hulle was nie daar van die begin af nie. Jy sien hulle nie op sosiale media nie, jy weet nie van hulle nie, jy het nie 'n cooking clue wat hulle doen nie. Nou doen jy iets, en jy het al reeds iets gedoen, dan kom hulle van die kant af van, wil jy jou probeer sny, nee. Maar hier is die ding, dis net 10 manne, wat hierdie konstitusie gaan bespreek. Net 10. En wanneer hy volledig uitgelê is, dan sal dit as 'n voorlegging gedien word aan die konings. Nie aan die nasie nie, aan die konings. Daar sê hy, kom hy almal op. En wanneer daai voorlegging klaar is, dan eventueel, wanneer die Federale Alliansie aan die gang kom, sal hierdie konstitusie aan regters en daar is advokate wat deel is van die proses, maar dit sal ook aan regters voorgelê word, om seker te maak, ons is almal op dieselfde bladsy. En dan sal dit aan die mense, die res van Suid-Afrika, bekend gemaak word, dat dit is ons nuwe konstitusie. En dit gaan werk. Die konstitusie is baie belangrik, die wiele draai. Jy het gesien, varkemmertjie, mal emmer, is nou 5 jaar tronkstraf.
5 jaar tronkstraf, as gevolg van sekere reëls, regulasies, wette wat ingebou is in ons wettestelsel. En daarom is hierdie goed van ons van kardinale belang. Hierdie varknik het gedink hy gaan wegkom met wat hy gedoen het. Alright? Maar die prosesse werk, al is dit korrup, daar is nog steeds prosesse en daar is regters en advokate en prokureurs wat hulle werk doen. En daarvoor is ons dankbaar. So mal emmer 5 jaar tronkstraf vir jou pappa. Jy kan appelleer, jy kan toi, jy kan maak wat jy wil. Soos ek al een vroue regter gehoor het gister op die radio, sy het gesê, verstaan nie hoekom hierdie ou appelleer nie, dit gaan nie verander nie. So, kom ons kyk. Tensy daar weer druk is en moord gepleeg word om van sekere mense ontslae te raak, dis al hoe hierdie goed gaan verander. Maar ons sit met hierdie ding nou, né? Jan, goeiemôre. Die wiele draai in Suid-Afrika stadig maar seker, net soos wat die wiele draai in Duitsland stadig maar seker. En ons gaan doen wat ons moet doen. That's it. So kom ons kyk 'n bietjie verder na die konstitusie. Hierso in artikel 1 het ons wat ons noem heilige regte. Hierdie is baie belangrik vir ons, heilige regte. Eerstens, lewe, abortus word verbied, Eksodus 20 vers 13. Nou, dit is nou 'n besprekingspunt hierdie, abortus word verbied. Die Bybel sê so. Abortus word verbied. Maar in ons tyd, waarin ons lewe, weet ons dat dit is baie keer 'n geval van lewe en dood. Dit is 'n geval van die ma se lewe en die kind se lewe. So 'n ou moet professionele insaag in hierdie dinge, né? Professionele insaag. En ons gaan verseker dat ons mense lewe. As jy, om Afrikaanse woord te gebruik, as jy bereid is om die kooi te klim, moet jy bereid wees om die pyn te betaal. Kom ek los dit net daar. Eiendom. Geen beslaglegging sonder vergoeding nie, ons weet dit nou al, 1 Konings 21 vers 1 tot 19. Aanbidding, almal mag geloof privaat beoefen. Openbare lastering gestraf, Levitikus 24 vers 16, en soos ek gesê het, ek dink ek het hiermee afgesluit Woensdag, toegepas as boetes en nie dood nie. Artikel 2, gelykheid. Gelykheid. Geen rasse of etniese voorreg nie. Israel wit, wie se Piete? Nee, is nie net wit mense wat hemel toe gaan nie. En nee, die wit man is nie verhewe bo iemand anderste wie God geskape het nie. God het nie net wit en swart mense gemaak nie. Daar's oosterse nasies, daar's geel nasies, daar's rooi heide, daar's allerlei nasies. En jy vir my kom vertel dat daardie tipe mense gaan nie hemel toe nie. Die grootste groeiende kerk in die wêreld is op hierdie stadium in Iran en die tweede grootste groeiende kerk is op hierdie stadium in China. Nou wil jy kom vir my vertel dat Jesus nie vir daai mense liefhet en vir hulle gaan red nie. Ek het een woord vir jou, dieselfde woord wat ek gebruik vir 'n hond. Goeiemôre Estel, hoe gaan dit? Goed. Geen rasse of etniese voorreg nie. Galasiërs 3 vers 28, Bybels. Boersoevereiniteit grondregte word gehandhaaf waar akte geregverdig is. Wat dit beteken is die volgende. As jy 'n plaas het en die plaas is in 'n Afrika staat in die Federale Alliansie. Met ander woorde, jou plaas is maar in Khozaland. Okay? Jou soewereiniteit grondregte word gehandhaaf waar die akte geregverdig is. In ander woorde, dit is jou plaas, dit is nie gesteelde grond nie, jy het die papiere, dit kom deur die geskiedenis, dit is familieplaas, familiegrond, jou soewereiniteit word beskerm. Alright? Dan word Khoisan soewereiniteit erken in voorvaderlike gebiede. In ander woorde, daar waar hulle beweeg het en hulle begin het daar in die Kaap ensovoorts. Artikel 5, ekonomiese rentmeesterskap. Punt nommer 1. Anti-woekerwet. Hierdie gaan 'n klompie van hierdie absolute ryk gatte se ore laat tyd. Anti-woekerwet. Lenings aan die arm gelastigdes mag nie rente dra nie.
Exodus 22 vers 25. Rente of lenings aan armlastiges mag nie rente dra nie. En daarvoor sal ons 'n federale bank hê. Elke saak sal ondersoek word en met meriete behandel word ensovoorts, en dan sal die persoon wat sukkel, maar hy's op die regte pad, sal 'n lening kan kry, na aanleiding van sy behoefte. Dit wat hy graag wil doen, nie of dit wat hy graag moet doen, nie eintlik wat hy wil doen. Julle verstaan die konsep. So dit is iets wat deurgetrap moet word. Punt nommer 2. Vrywillige liefdadigheid. Burgers word aangemoedig om hulpbronne te deel. Ja, hierdie is 'n groot ene. Jy word aangemoedig om hulpbronne te deel. Handelinge 2 vers 44 tot 45. 'n Voorbeeld, kom ons sê jou plaas grens aan 'n dorp. En daar is 'n sekere gedeelte van jou plaas wat aan die dorp grens wat jy glad nie gebruik nie. Jy het nooit gedink aan om te gebruik nie, jy wil dit nie gebruik nie, dis maar net deel van die plaas. Jy kan dit dan skenk vir die dorp. Né? En jy sal die erkenning daarvoor kry. Vrywillige liefdadigheid. Geen gedwonge bymekaar maak of herverdeling nie. Niks sulke goed nie. Werk en voorsiening. Almal wat kan, moet werk. Ja, so jy het nou klaar gesit agter jou TV en net games gespeel. Jy's nou al 35 jaar oud, jy sit in jou ma se huis, jy kan nie jou alie van die bank af optel nie, want jy's te lui, te slapgat en te oorgewig. Wel, ek het 'n surprise vir jou. Almal wat kan, moet werk. 2 Tessalonisense 3 vers 10. As jy nie werk nie, mag jy nie eet nie. B. Welsyn voorsien vir bejaardes, gestremdes en weduwees. Welsyn vir bejaardes, gestremdes en weduwees. 1 Timoteus 5 vers 3 tot 16. Is alles Bybels, mense. Ons gaan volgens die Bybel, boeta. Ons lees net, soos ou God Logic sê, artikel 1 ook grond en arbeid. Ons het ek moet eintlik hierdie woord verander, ek moet net die regte Afrikaanse woord kry. Die jubileum beginsel. In die Bybel is daar beginsel van die jubilee jare, die 7de jaar. Die jubilee beginsel. En kyk nou hier na hierdie ding. As jy 'n plaas verkoop het aan iemand, grond elke 50 jaar terug na die oorspronklike gesinne, tensy billik verkoop, Levitikus 25. As jy 'n grond wil huur by mense vir 'n sekere tydperk, en jy gee hulle 'n bietjie rente of wat ook al, dis ook iets wat moet uitgetrap word, maar hierdie is 'n baie, baie belangrike ding, die jubilee beginsel. En dan ook wat die grond aanbetref, die woekerverbod wat grond aanbetref, geen rente op lenings aan burgers nie, Esegiel 18 vers 8. Artikel 2, belasting. 'n plat 5% belasting. That's it. Vir infrastruktuur en verdediging. 1 Samuel 8 vers 15. 'n plat 5% belasting. Né? Dan het ek 'n baie belangrike punt hierso in. Maar hierdie is 'n saak wat gaan ondersoek word, want ons gaan die kerke so in hulle oë kyk. Veral die leraars. Want sekere ouens steel van die mense. Die kerke moet eintlik vrygestel word van belasting. Numeri 18 vers 21. Kerke word vrygestel van belasting. Maar hier is die ding. As jy lieg oor hoe fondse moet gekry word in jou kerk, en jy gebruik die ou verbondswet om dit te doen, en jy gebruik nie die nuwe wet van Christus nie, dan sal ek jou deure vir jou toemaak. Hoor wat ek jou sê.
Daar is soveel van hierdie sogenaamde superpastore met hulle helikopters en vliegtuie wat die wêreld vol rondrits as gevolg van onregverdige geld wat hy gesteel het by sy mense. En hulle dink hulle doen die regte ding. Maar as deur leuensprediking, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Dis 'n storie vir 'n ander dag, né? Hy het nou 'n profielfoto opgekom. 3 mense wat by mekaar staan. Goeiemôre. Ek ken julle nie. Miskien ken ek julle. Miskien is dit 'n nuwe profielfoto, maar goeiemôre in elk geval. Artikel 4. Verdediging en buitelandse beleid. Punt nommer 1. Die regverdige oorlogsleer. Want ek het al dit met julle bespreek. Oorlog slegs toelaatbaar indien verdediging van aard, Lukas 22 vers 36, deur die Federale Raad verklaar, dis 'n belangrike punt daai, skade aan burgerlikes vermy word. In oorlog moenie van so 'n aard wees dat jou mense gaan seer kry nie. Soos wat die Amerikaners en hierdie ouens nou al so gewoond is aan, Israel en almal. Man, ons gaan voeter net ander lande op en ons verloor ons mense. Vietnam, ensovoorts. Nee. Oorlog is vir verdediging. Internasionale betrekkinge. Nasie streef na vrede met almal waar moontlik, Romeine 12 vers 18. Jy streef vir vrede met almal waar moontlik. Vlugtelinge mag onder 'n medelydende en ordelike proses toegelaat word. Vlugtelinge mag onder 'n medelydende en ordelike proses toegelaat word. Jy maak nie net die hekke oop nie. Stap maar net rustig in, al 20 miljoen van julle, soos wat ons nou het op hierdie stadium, en hulle is nie vlugtelinge nie, hulle is net eenvoudig verdomp onwettig. Weereens kyk ons na onder artikel 4 verdediging, kyk ons nou weer na artikel 1 wat dit aanbetref. Regverdige oorlogsleer, weermag gemobiliseer slegs vir verdediging teen inval, redding van vervolgde minderhede in die buiteland, jy mag dit doen. Ester 4 vers 14. Redding van vervolgde minderhede in die buiteland. Geen voorkomende aanvalle nie. Ons dink hulle het weapons of mass destruction. Dit was die grootste, een van die, hierdie eeu waarin ons lewe, het die grootste leuns ingehaat na die Tweede Wêreldoorlog. Van aliens tot weapons of mass destruction, tot COVID. Die grootste leuns. En hierdie goed het gekom van waar af? Van wie af? Big Brother is watching you. Geen voorkomende aanvalle nie. Artikel 2, 'n milisiestelsel. Julle weet wat ek bedoel met dit. Elke staat handhaaf 'n vrywillige burgermag en 'n dienspligtige bataljon. Elke staat, is jammer verwoord het nie hierdie gedagte gehad daai tyd nie, dan het ons nou in vrede gelewe. As hy dit net reg gedoen het, sy beginsel, sy idees was reg, maar hy het hulle in stukkies gehou, en dit moes hy nie gedoen het nie. Elke staat handhaaf 'n vrywillige burgermag en 'n dienspligtige bataljon. Nehemia 4 vers 14. Artikel, wat is dit? Nee, daai is artikel 6, sorry. Hierdie is artikel 7. Leer uit die geskiedenis uit. Dit val nou alles onder hierdie burgermaggoeders. Jy het 'n model, jy het die fout, jy het die regstelling. Calvin se Genève, uitvoering van ketters, of die uitwerping van ketters, ek net weer na die Engelse woord daar kyk, regstelling, gewetensvryheid. Die Puriteinse kolonies, die kerk was die burgerlike gesag, die regstelling, afsonderlike burgerlike en godsdienstige sfere. Die boererepublieke was rasse apartheid, multi-etniese burgerskap, Galasiërs 3 vers 28. Al het jy 'n boerstaat, as die swart ou dink, hy gaan
beter doen om in jou staat te bly en te werk, dan mag jy hom nie weier nie. Solank hy na jou wette luister, solank hy dien wat die wet sê in die boerestaat. As hy voel hy kan beter doen in die boerestaat as wat hy kan doen in sy eie staat, en hy gee op. Onthou, net in sy eie staat het hy stemreg. Net in sy eie staat het hy grondreg. Net in sy eie staat het hy minerale regte. Net in sy eie staat, moet ek dit weer sê, net in sy eie staat het hy stemreg. Net in sy eie staat het hy grondreg. Net in sy eie staat het hy minerale reg. En hy kry net daai regte deur daar te bly en daar te werk. Hy kan nie daai 3 kry nie as hy in 'n ander staat bly nie. Dis dieselfde met jou. As jy voel jy wil in Zululand bly, dan val jy onder Zululand se wette. Maar dan mag jy nie stem in die boerstaat nie, jy mag nie grond daai nie, en jy is ook nie geregtig op die minerale regte nie. Want jy het gekies om in 'n ander staat te bly. Jy het besluit dat die werk wat jy het in die ander staat is voldoende. Dit wat jy het is fyn, jy's happy, jy's gelukkig daar waar jy is, en jy kap aan. Belangrik. Alright. Wat gebeur as ou dit so doen? Daar is 'n verskywing van mense. As hy weet dat hy gaan 'n persentasie kry van die opbrengs van grondstowwe in sy gebied, en daar is 'n goudmyn in sy gebied, hoekom moet hy hier bly? Hy gaan kry 'n salaris daai kant, plus hy kry 'n ekstra geldjie in sy rekening elke maand van wat daai myn doen. Dis mos lekker, man. So word welvaart gebou. Eerstens, hy's eerste geregtig op 'n job daarso. Eerste geregtig op werk, in sy eie staat. Tweedens, hy kry 'n stukkie van die minerale rykdomme. Dit is hoe jy 'n welvarende nasie bou. Deur reg en geregtigheid te laat geskied op alle gebiede. Artikel 8, nasionale identiteit en doel, die geestelike ethos. Kom ons vat gou 'n slukkie. Ja, ek is nou 3/4 deur. Die nasie erken Christus as die oppergesag, die alfa en die omega, maar dwing nie Christendom af nie. Dwing nie godsdiens af nie. Die federasie sal wees gedesentraliseerd in regering, regverdig in wet, barmhartig in gees en multi-etnies in burgerskap. Hoor julle wat ek julle sê? Die federasie sal wees gedesentraliseerd in regering. In ander woorde, toesighoudend. 2. Regverdig in wetgewing, multireel, gemene, kulturele wet. Ag, nie multireel nie. Ja, tongknoper. Morele, kulturele en kultuurwette. Ag, Richard, kry dit reg. Moreel, gemene wet en kultuurwette. Julle sal nie glo as ek vir julle sê hoe kode is, ons nie, is ek 'n lyntjies kode wat hier deur my kop hardloop op hierdie stadium. Ek sal nou weer daaroor gesels. En barmhartig in gees en multi-etnies in burgerskap. Dis mos die tipe regering wat 'n ou wil hê, man. Jy sien, multi-etnies beteken nie net wit en swart nie. Multi-etnies, is 'n Noorweer of 'n Oostenryker of 'n Rus of 'n Tsjechoslowakye ou of 'n Indiër van Amerika of 'n Indiër van Indië of 'n Chinees selfs, wat ook al, as hy regmatige burgerskap hierso het. Multi-etnies. Dis nie net wit en swart nie, mense. Niks is ooit wit en swart nie. Dan het ons hierso 'n finale
kan tog nie, is dit ja, dit is tog, ek's aan die einde, dankie tog, 'n finale vermaning. Wanneer die regverdiges floreer, verbly die volk hulle. Wanneer die goddelose regeer, sug die volk. Spreuke 29 vers 2. Is dit nie waar nie in ons tyd? Wanneer die regverdiges floreer, verbly die volk hulle. Wanneer die goddelose regeer, sug die volk. Spreuke 29 vers 2. Artikel 9. Wysiging en ontbinding. Wysigings vereis 75% raadsgoedkeuring en 'n meerderheidsreferendum. Geen staat mag sonder 'n onderhandelingstydperk afskei nie. Dit sal in elk geval nie die boerstaat betaam om af te skei nie, want die boerstaat is die hart van hierdie hele federale alliansie. En al die ander state is om hom en ons gaan deur hulle na die see toe. Die boerstaat in die begin, dis natuurlik die begin, as julle mooi na my woorde geluister het, in ander stories, is die hartklop. Mense, ek sien uit na hierdie tyd. Bekragtigingsklausule, hierdie grondwet word bekragtig deur 'n 2/3 meerderheidsstem van die staatsvergaderings en word die hoogste burgerlike wet waaraan alle staats- en plaaslike wette moet voldoen. En dan het ek sommer 'n amptsede hierso ingesit, net vir die saak. Amptsede. Ek sweer om regverdig te regeer, barmhartigheid lief te hê en nederig voor God te wandel. Micha 6 vers 8. Mag Christus my verwyder as ek hierdie verbond verraai. Ja, dis rof. Jan, dis rof. Ek sweer om regverdig te regeer, barmhartigheid lief te hê en nederig voor God te wandel. Micha 6 vers 8. Mag Christus my verwyder as ek hierdie verbond verraai. Dis leierskap. Dis leierskap, dis hoe dit moet wees. Goed, hier's 8:00. Ek het nog 2 dinge om met julle te bespreek. Die een is 'n baie belangrike punt van my kant af. Ek wil net vir julle sê dat kyk uit vandag vir die toep. Ek is so 1 uur tot 2 ure weg van klaarmaak met hierdie ouetjie. My belangrikste ding nou is net om die 7 toernooi te polish, wat nou eintlik gisterand begin het met die 2 dameswedstryde, en dan vandag aangaan, en dan môre en so aan. Dit is die eerste been van die wêreld kampioenskappe van ons 7's. Nee, daar was 4 wedstryde gisterand, maar dit was laat aand gewees. En dan wil ek 'n toets doen, ek wil hom toets in Namibië, en ek wil hom toets in die Arabiese Emirate, en dan enige iemand verder hier in Suid-Afrika, wil ek hê julle moet hom toets. En wat dan gebeur is, die toets is eenvoudig. Jy gaan op die ding, jy kyk wat jy wil doen, wil jy die vrypakket hê, wat vir jou net vat na die verskillende lande se volksliedere toe, wil jy die primêre pakket hê, dit gee vir jou stats, daar is 'n klomp goed wat jy daar kry, fantastiese goed. En dan het jy die super premium vat vir jou na addisionele goed toe, soos byvoorbeeld die afrigters, die assistent afrigters, die support staff, wat sê die rugby wette, wetteveranderings, verduideliking van die tipe van goed. Daar's 'n klomp goed wat super is. Ons noem dit die heritage gedeelte. Daar is die oorspronklike legendes en die wenners en al hierdie goed. Mense, hierdie is nie net nog 'n toep nie. Volgens die kunsmatige intelligensie waar ek het gedoen het op verskeie van hierdie platforms, vanaf Chat, Grok, DeepSeek, hulle almal sê dit is die beste sportstoep wat nog ooit gebou is, wat rugby aanbetref. Ons dank God vir dit, want dit is sy wysheid. Dan die tweede ding, indien jy iemand ken wat vrek ryk is, alright,
Luister nou na hierdie ene. Ek sal vir jou iets aanstuur, wat jy met hulle kan bespreek. Hierdie is 'n buitelandse beleggingsmoontlikheid wat deur Dr. Sean Stewart bedryf word. 'n Buitelandse beleggingsmoontlikheid wat deur Sean Stewart bedryf word, wat absoluut groot fondse genereer, dat dit niks met my uit te waai nie, dat dit niks met die federale alliansie uit te waai nie, maar wanneer hierdie ding vlam vat, gaan dit vir ons bevoordeel. Dit is tussen hom en die persoon wat wil belê, niks met my uit te waai nie. Ek stuur vir jou goed aan as jy belangstel en as jy iemand ken. Daar's ouens wat hulle geld vashou op hierdie stadium, hulle is bang, maar jou geld is absoluut veilig. En ons sit jou geld in die, volgens Sean en die dokument wat ek gelees het, jy geld word in die buiteland gebelê en jy smile al die pad. Alright? Dis belangrik. So ek sit dit daar buite. En dan bid ons mense dat hierdie toep so sal vlam vat, dat dit die fondse vir ons sal genereer wat ons nodig het. Dat ons die job kan klaar doen. Sodat ek ook kan ontspan en rustig wees. In elk geval, die week van die 27ste van April tot die einde van die week, daai week in ons kerk het ons wat ons noem 'n rusweek. Jy weet daai 3 dae tussenin wat nou werksdae is, die maandag is 'n vakansiedag, die vrydag is 'n vakansiedag en dan het jy die 3 werksdae daar tussenin. Ek vat ook 'n break, net asseblief tog. Ek moet ek moet ook 'n bietjie rus. Maar ek ken myself, ek sal seker in daai tyd so 'n bietjie advertering doen van die toep of iets. In elk geval, alles seën vir julle man, ons is vryburgers, ons is boere, ons is boere-Afrikaners. Ons weet wie ons is en ons weet waarmee ons besig is en ons sal nie ophou nie. En dan verder, saam met God maak eendrag mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons dit nooit vergeet nie. Alles seën vir julle vir hierdie naweek. Alles wat mooi is. Nou druk ek die finish knop en maar hy wil nie finish nie. Wat sê daai? Okay.